Goeiedag luisteraars, welkom by Fontein van Vrede. Vandag wil ek met julle gesels oor die tema as die lewe gebeur. So almal ken oomblikke wanneer jy doen wat reg is en jy volg die stem van die Here. Jy probeer getrou wees aan sy woord, sy leiding. Maar dinge gebeur wat jou laat twyfel. Omstandighede draai teen jou, dan kom die vyand en hy kom fluister in jou oor. Het jy regtig reg gehoor? Het jy regtig reg gedoen dit wat die Here vir jou gesê het? Skielik begin jou geloof te wankel. Jy is nie alleen nie. Selfs groot figure in die Bybel het dit beleef. Jeremia, Paulus, Dawid. 3 manne wat God se stem gehoor het, wat gehoorsaam was. Tog het die lewe met hulle gebeur. Hulle het swaar kry geken. Hulle het geweet wat dit is om teleurgestel te wees. Hulle het twyfel geken. Jeremia het die Here se opdrag uitgevoer, maar tog het hy dikwels verwerping, pyn beleef. En hy roep uit, Here, moenie my nou verlaat nie. U alleen is my toevlug as die onheil toeslaan. Paulus het die evangelie vreesloos en met passie verkondig. Maar hy is geslaan, hy is in die tronk gegooi, hy is bespot. Tog het die vrug van sy werk duisende siele bereik. En vandag lees ons sy briewe as deel van die Nuwe Testament. Dawid, hy was 'n man na God se hart. Hy moes keer op keer vlug vir sy lewe. Hy het geweet wat wanhoop en depressie is. Maar telkens het hy geweet om die Here aan te roep. Hulle stories herinner ons dat daar is geen verskil tussen ons en hulle nie. Hulle was mense, net soos ons. Hulle het die prys van salwing betaal en ons moet dit ook doen. Maar God se belofte bly staan. Wanneer ons die naam van die Here aanroep, sal hy ons red. En daarom, luisteraars, hoef ons nie in sak en as te sit oor omstandighede wat nie lekker is nie. Ons hoef nie te bly in die plek van twyfel en wanhoop nie. Ons kan ook aanroep, Here, moenie my verlaat nie. U alleen is my toevlug as die onheil toeslaan. En hy sal ons red. Luisteraars, kom ons begin met Jeremia. Hy was 'n jong man toe die Here hom geroep het. God het vir hom gesê, voordat ek jou in moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou geheilig. Ek het jou 'n profeet vir die nasies gemaak. Jeremia het hierdie woord gevat, hy het dit gehoor, en hy het dit gehoorsaam. Hy het gepreek, hy het gewaarsku, hy het getrou gestaan. Hy het die volk aangespreek oor hulle afgoderry, oor hulle afvalligheid, en oor daardie oordeel wat sou kom. Hy het nie sy eie woorde gebruik nie. Hy het die woord van die Here gebring. Maar tog het die lewe gebeur. Die volk het hom heeltemal verwerp. Leiers het hom bespot. Hy selfs in 'n put gegooi. Sy lewe was in gevaar. Sy boodskap het hom nie gewild gemaak nie. Dit het reeds van hom 'n teken gemaak. Toe roep Jeremia uit, Here, moenie my verlaat nie. U alleen is my toevlug as die onheil toeslaan. Kan jy hoor die hart van 'n man wat moeg is? Man wat gewankel het. 'n man wat gewonder het, Here,
het ek reg gehoor? Het ek reg gepraat? Het ek reg dit getranslate wat U vir my gesê het? Jeremia begin deur vir God te herinner aan sy beloftes. Hy sê in effek, Here, U het my geroep, U het my gestuur. En nou roep ek U aan. Wees U my toevlug, wees my redding. Want Jeremia het geweet, net die Here kan hom red. En die les vir ons lê daarin, dat twyfel is nie daardie sonde tot die dood toe nie. Twyfel is soms 'n menslike reaksie, en selfs profete het dit beleef. Die sleutel is om nie dit te probeer wegsteek dat jy twyfel nie. Die sleutel is om jou twyfel na God toe te dra. Wanneer jy voel of jou geloof wankel, wanneer jy wonder of jy reg gehoor het, wanneer jy voel asof die lewe jou platdruk, doen dit wat Jeremia gedoen het. Roep die naam van die Here aan. Hy is jou toevlug, hy is jou redding. Jeremia se verhaal herinner ons dat gehoorsaamheid nie altyd gemak bring nie, maar God bly altyd 'n toevlug. Erken jou eie Jeremia oomblikke, daardie tye van twyfel, en dra dit na die Here toe. Kom ons beweeg bietjie aan na Paulus, die apostel van die nasies. Kyk, as daar nou een man was wat onverskrokke die evangelie verkondig het, dan was dit nou Paulus. Hy het nie stil gebly nie. Hy het nie teruggestaan nie. Hy het die goeie nuus van Jesus Christus met passie en oortuiging verkondig. In sinagoges, op markpleine en huise, selfs in tronke. Hy het die stem van die Here gehoor en hy het gegaan waar God hom gestuur het. Maar tog het die lewe gebeur. Paulus was geslaan en gespot. Hy was in die tronk gegooi, skibreek beleef. Hy het vervolging geken, maar hy het aangehou. Hy het nie sy roeping laat vaar nie. Hy het nie sy geloof laat los nie. Hy het volhard. En die vrug van sy werk was dat duisende die evangelie gehoor het. Gemeentes is geplant reg oor die Romeinse wêreld. En vandag, eeue later, kan ons sy briewe lees in die Nuwe Testament. Sy woorde bemoedig ons, dit leer ons, dit vorm ons. Paulus se lewe herinner ons aan daardie belangrike waarheid. Vrug kom dikwels deur lyding. Jou gehoorsaamheid dra vrug wat jy dalk nie onmiddellik sien nie. Jy mag vandag voel dat jou werk is vergeefs, dat jou gehoorsaamheid geen resultate bring nie. Maar soos Paulus kan jy weet, dat die saad wat jy saai, sal vrug dra. Al sien jy dit eers baie later, of selfs al sien ander dit na jou. Paulus se volharding daag ons uit om nie moed op te gee nie, selfs wanneer ons swaar kry. Gehoorsaamheid aan God is nooit te vergeefs nie. Selfs al lyk dit vir jou nou in hierdie oomblik so. En dan kan ons gaan kyk na Dawid, die man na God se hart. Hy was as 'n jong herderseun, was hy al as koning gesalf. Die profeet Samuel het die olie oor hom uitgegiet, en die gees van die Here het hom vervul. Hy het die belofte van koningskap gedra, maar die pad na daardie belofte toe was nie maklik nie. Dawid moes keer op keer vir sy lewe vlug. Saul, die koning wat jaloers geword het hom agterna gesit, hy wou hom doodmaak.
Dawid het in grotte weggekruip. Hy het in die woestyn rondgedwaal. Hy het selfs by die vyand gaan skuil. Hy het geweet wat dit is om bang te wees en om alleen te voel. En om te wonder, Here, het U my vergeet? Hy het depressie en wanhoop geken. Lees maar net die psalms en jy hoor die stem van 'n man wat soms in duisternis vasgevang was. Hy sê, Here, hoe lank nog, Here, sal U my vir altyd vergeet? Maar telkens het die Here hom geantwoord. Die psalms getuig, ek roep tot die Here en hy verhoor my. Selfs in sy donkerste ure het Dawid geweet, die Here is sy toevlug. Hy het gesing, hy het gebid en hy het uitgeroep en die Here het hom gered. En die les vir ons is daarin dat salwing het 'n prys. Dawid was gesalf, maar hy moes die prys betaal. Hy moes die lyding deurmaak. Hy moes daai vervolging verduur. En hy moes wag op God se tyd. Maar hy het ook die redding van die Here ervaar. Ons moet dit ook verstaan. Dat as God jou geroep het, as hy jou gesalf het, dan beteken dit nie, die pad gaan vir jou maklik wees nie. Jy mag dalk ook nodig hê om 'n paar keer in die grotte te gaan wegkruip. Jy mag dalk ook deur die woestyn moet gaan. Jy mag dalk ook voel asof jy in depressie vasgevang word. Maar soos Dawid kan jy weet, wanneer jy die naam van die Here aanroep, sal hy jou red. Dawid se verhaal leer ons dat selfs gesalfdes swaar kry beleef. Die prys van salwing is nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar reeds die pad na sy vervulling toe. Luisteraars, wat leer ons uit hierdie verhale van Jeremia en Paulus en Dawid? Ek dink die boodskap is eenvoudig. Hulle was mense net soos ons. Daar's geen verskil tussen hulle en ons nie. Hulle het ook vrese gehad. Hulle het geweet wat dit is om te twyfel. Hulle het pyn geken en uitdagings ervaar. Hulle het gehoor en gehoorsaam, maar die lewe het met hulle gebeur. En so gebeur die lewe ook met ons. Soms dink jy volg die stem van die Here, jy glo jy is op die regte pad, maar dan loop alles skeef. Dalk is jy gehoorsaam in 'n roeping, maar die deur bly toe. Jy voel die Here stuur jou in 'n nuwe besigheid in, of om 'n nuwe bediening te begin. Jy bid, jy beplan, jy werk hard, jy sit alles in. Maar die finansies hou nie. Mense ondersteun jou glad nie. En jy wonder of jy dalk verkeerd gehoor het. Jy kies dalk integriteit, maar jy betaal 'n baie duur prys daarvoor. Jy weier dalk om by korrupsie of oneerlikheid betrokke te raak. Jy kies om te doen wat reg is, maar dan verloor jy jou werk of jou inkomste. En dan vra jy, Here, het ek reg gedoen? Hoekom gebeur hierdie met my? Dalk vertrou jy die Here vir genesing, maar die siekte bly. Jy glo en jy bid en jy verklaar sy beloftes. Jy sien hoe ander genees, maar tog bly jou eie liggaam siek. Of dalk sien jy hoe jou geliefdes bly ly. Jy wonder, Here, het U my vergeet? Dalk werk jy in 'n verhouding, maar dit breek net op.
Jy probeer vrede maak, jy kies vergifnis en jy bid vir herstel. Maar die ander persoon bly wegdraai. Of die konflik raak net meer en meer. En naderhand voel jy moedeloos en jy vra, Here, het ek tog gehoorsaam? Hoekom werk dit nie, Here? Dalk dien jy die Here getrou, maar geestelike aanvalle kom. Jy lees jou Bybel, jy bid, jy getuig, maar dan tref depressie jou, angs of 'n storm van twyfel. Dan kom die vyand en hy kom fluister in jou oor en hy sê, het jy reg gehoor? Het jy regtig reg gedoen dit wat die Here vir jou gesê het? Het jy regtig die regte goed gesê? En dit is die vyand se strategie. Hy kom saai twyfel. Hy wil hê jy moet dink jy het misluk. Hy wil hê jy moet glo dat God jou vergeet het. Hy wil jou laat voel dat jou gehoorsaamheid is te vergeefs. Maar die antwoord bly dieselfde. En die sleutel van die boodskap is, roep die naam van die Here aan. Ons hoef nie sak en as te sit oor omstandighede nie. Ons hoef nie te bly in wanhoop nie. Ons het 'n toevlug. Ons het 'n God wat ons hoor. Ons het 'n Here wat ons red. En soos Jeremia kan jy ook roep, Here, moenie my verlaat nie. U alleen is my toevlug. Soos Paulus kan jy volhard en jy kan weet dat jou gehoorsaamheid sal vrug dra, al sien jy dit nie. Soos Dawid kan jy sing en jy kan bid en jy kan weet die Here sal jou verhoor. Jy kan vandag jou twyfel, jou pyn, jou vrese, jou omstandighede voor God bring. Jy kan vandag jou stem verhef, sy naam aanroep. Want die belofte staan vas. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daardie is nie 'n belofte wat vir Jeremia en vir Paulus en vir Dawid en vir al die ander Bybelse mense geskryf is nie. Dis 'n belofte vir jou. Dis 'n belofte vir vandag. Dis 'n belofte vir elkeen wat glo. Daarom, luisteraars, wanneer die lewe gebeur, wanneer siektes kom, wanneer finansiële druk jou plat druk, wanneer verhoudings spanning bring, wanneer die vyand twyfel saai, onthou, jy het 'n toevlug, jy het 'n rots, jy het 'n Here wat jou red. Roep sy naam aan, hou vas aan sy beloftes en leef met die sekerheid dat hy jou nooit sal verlaat nie. Kom ons sluit die oë. Here, ons God en ons Vader, Papa, U is ons toevlug, ons rots en ons hoop. Wanneer die lewe gebeur en ons oorweldig voel, herinner U ons daaraan dat U is naby. Dankie dat ons kan leer uit die lewens van Jeremia en Paulus en Dawid. Mense wat ook gewankel het, wat swaar kry beleef het, maar wat telkens U naam uitgeroep het en U redding ervaar het. Here, ons bely vandag dat ons ook twyfel ken, dat ons ook soms bang is, dat ons soms wonder of ons reg gehoor het. Maar ons kies om U naam uit te roep, want U het beloof,
elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hou ons vas, Here. Dra ons deur ons siektes en ons finansiële druk, ons verhoudingsspanning, ons geestelike stryd. Wees ons toevlug op die dag van onheil. Ons verklaar vandag dat U is ons redding, U is ons hoop, U is ons God. En ons loof en prys U daarvoor. In die naam van Jesus Christus. Amen.